Ons is in Spreuke hoofstuk 1 en ons gaan kyk na verse 22 tot en met vers 33. Verse 22 tot aan die einde van die hoofstuk en dit lees dan so. Hoe lank sal julle eenvoudiges die eenvoudigheid lief hê en die spotters lus hê om te spot en die dwaase kennis haat? Wend julle tot my teregwysing, dan laat ek my gees vir julle uitstroom, wil ek my woorde aan julle bekend maak. Omdat ek geroep en julle geweier het, ek my hand uitgestrek en niemand geluister het nie, en julle al my raad nie opgevolg, en van my teregwysing nie wou geweet het nie. Daarom sal ek ook lag by julle ondergang. Ek sal spot as julle verskrikking kom. As julle verskrikking kom soos 'n onweer, en julle ondergang soos 'n stormwind aankom, as benoudheid en angs julle oorval. Dan sal hulle na my roep, maar ek sal nie antwoord nie. Hulle sal my soek, maar my nie vind nie. Omdat hulle die kennis gehaat en die vrees van die Here nie verkies het nie, van my raad nie wou weet nie, al my teregwysinge verag het. Daarom sal hulle eet van die vrug van hulle wandel en versadig word van hulle planne. Want hulle eie afkeerigheid maak die eenvoudiges dood en hulle eie sorgeloosheid rig die dwaase te gronde. Maar die wat na my luister, sal veilig woon en gerus wees teen die skrik vir die onheil. Net so ver in die skrif vandag. Kom ons buig weer die hoofde. Here, ons dankie vir die woord en ons dankie dat dit die waarheid is en ons dankie, Here, dat dit absoluut onfeilbaar en foutloos is en dat dit ook genoegsaam is vir ons, Here. Ons dankie, Here, dat U dit vir ons gee, Here, en dat U dit vir ons verstaanbaar maak, dat ons dit kan lees en kan weet wat daar staan, dat ons nie hoef te wonder oor U wil nie, maar dat ons kan weet wat U wil is vir ons lewens, dat ons kan weet waarin U welbehae het. Here, ons kan hierdie dinge weet, sonder twyfel. Gun dit ons net, o Heer, om dit aan te neem. En ons bid weer, Here, dat U ons sal genadig wees, sodat ons dit sal aanneem. Mag U Gees in ons harte werk. Want Here, ons kan nie U woord aanneem nie, en selfs al staar die waarheid ons in die gesig, kan ons dit nie volg nie, as die Gees nie in ons harte werk nie. En daarom pleit ons hierdie oggend, o Heer, wees ons weer eens genadig, wees ons barmhartig, o Heer. Mag die Gees in ons harte werk, en nie in ons midde wees, sodat U ons nie net in die waarheid sal tugtig, nie, Here, maar dat ons dit sal aanneem, ter eer en verheerliking van U heilige naam. Amen. Ons het laasweek begin met hierdie gedeelte wat ons ook vandag dan mee gaan klaarmaak, waar ons gesien het dat wysheid gepersonifiseer word. Met ander woorde, dit word menslike eienskappe gegee en dit word as 'n mens uitgebeeld. In hierdie geval dan nou as 'n vrou. En soos ons gesien het in verse 20 tot 21, die wysheid roep hardop daar buite, sy verhef haar stem op die pleine. Op die hoek van die remoedige strate roep sy. By die ingange van die poorte in die stad spreek sy haar woorde. En hierdie personifikasie word nie net gebruik as gevolg van die poëtiese natuur van Spreuke nie, maar ook omdat dit moeilike konsepte baie maklik maak om te verstaan. Dit is nie moeilik om hierdie verse te lees en te verstaan dat wysheid oral te vind is nie. Inteendeel, sy roep hardop daar buite. En by die poorte van die stad spreek sy haar woorde. Dit is nie moeilik om dit te bekom nie. En die rede hoekom die wysheid van God oral te vind is omdat wysheid sy oorsprong vind in God self. En God self is oral te vind. God self is alomteenwoordig. Wysheid is een van sy eienskappe. En daarom, alles wat God geskape het, en alles wat God doen, word in absolute wysheid geskape en gedoen. En daarom verkondig die hemele ook die heerlikheid van die Here. Want soos Jeremia 10 vers 12 ons leer, hy het die aarde gemaak deur sy krag en die wêreld gegrond deur sy wysheid en die hemele uitgespan deur sy verstand. Alles is geskape in en deur die wysheid van die Here. En alles wat gebeur, gebeur volgens die welbehae van sy wil, wat absoluut gegrond is
in die wysheid van die Here. En daarom kan wysheid ook oral gesien en ervaar en gevind word, en soveel meer deur ons, aan wie die Here sy spesiale openbaring bekend gemaak het. Maar soos ons dan lees in ons teks vandag, die probleem is nie die tekort aan wysheid nie. Die probleem is die tekort aan ons begeerte om daarna te wil luister. Soos ons dan ook lees in verse 22 en 23 van ons teks waar staan, hoe lank sal julle eenvoudiges, die eenvoudigheid lief hê, en die spotters lus hê om te spot en die dwaase kennis haat. Wend julle tot my teregwysing, dan laat ek my gees vir julle uitstroom. Wil ek my woorde aan julle bekend maak. Dit is nie dat wysheid nie beskikbaar is nie. Mense verkies net eerder die eenvoudigheid wat gepaard gaan met dwaasheid, as wat hulle die teregwysing van wysheid verkies. Hoekom? Want wysheid is 'n nou pad. En dit verg studie en dissipline en gehoorsaamheid om daarin te wandel, terwyl die eenvoudige pad breed is en maklik is om op te loop. Dit verg nie enige studie nie, dit verg nie dissipline nie, dit verg nie tugtiging of onderwysing of gehoorsaamheid nie, dit is maklik, dit is eenvoudig. Maar soos die woord ons hier leer, moenie hierdie eenvoudigheid lief hê nie. Wend julle eerder tot my teregwysing, sê die skrif. Maar weer eens, die wysheid kan vergelyk word met die nou pad, en die eenvoudigheid met die breë pad, met ander woorde enige ander pad, solank dit net nie die nou pad is nie. En daarom lees ons ook in Spreuke 14 vers 15, daar staan, die eenvoudige glo elke woord, maar die skrandere let op sy voetstappe. Met ander woorde, die eenvoudige sal in enige rigting gaan, solank dit net die minste weerstand bied. Maar die wyse persoon, wel hy let op sy voetstappe. Hy maak seker hy wandel op een pad, naamlik die regte pad, want daar is net een regte pad. En daarom lees ons ook in Spreuke 9 vers 6, laat staan die eenvoudigheid, dan sal julle lewe, en betree die weg van verstand. Weereens, om die wysheid aan te neem, verwys na die doelgerigte besluit om op die regte weg te wandel. En daar is net een regte pad. Hierdie weg van wysheid kan natuurlik nie geskei word van die weg na die ewige lewe nie. Soos ons ook lees in Matteus 7 vers 13 en 14 maar staan, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan, want die poort is nou, en die pad is smal, wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Weereens, Spreuke 14 vers 15, die eenvoudige glo elke woord, maar die skrandere let op sy voetstappe. Spreuke 8 vers 6, laat staan die eenvoudigheid, dan sal julle lewe, en betree die weg van verstand. Die weg van wysheid is die weg na die ewige lewe. Dit is dieselfde weg. Nou, ons sien ook in ons teksgedeelte vandag, hoe baie van die eienskappe van wysheid ooreenstem met God self. En dit is te verstaan, want weer eens die oorsprong en bron van wysheid is God self. En die weg van wysheid is ook die nou weg, wat lei na die ewige lewe. Jy kan die twee nie van mekaar skei nie. Ons lees onder andere van wysheid se teregwysing, maar op ander plekke lees ons weer dat dit God is, wat tugtig. Hier in vers 23 stort wysheid sy gees uit, maar soos ons lees in die Nuwe Testament, is dit die Here wat sy gees uitstort. Vers 33 sê, maar die wat na die wysheid luister, sal veilig woon en gerus wees teen die skrik van die onheil. Maar soos ons op baie ander plekke in die Bybel lees, is dit die Here wat ons bewaar van onheil en van skrik. En ons lees in vers 26 van ons teks vandag, daar word van mense gesê wat nie na wysheid wil luister nie, daarom sal ek ook lag by julle ondergang, ek sal spot as julle verskrikking kom, maar ons lees presies dieselfde van die Here. In Psalm 2 vers 4 en 5 waar staan, hy wat in die hemel woon, dit is God, lag, die Here spot met hulle, dan sal hy hulle aanspreek in sy toorn en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Ware wysheid is ononderskeibaar van die Here.
en kan nie geskei word van die weg na die ewige lewe nie, want die weg na die ewige lewe is gegrond in God se wysheid. Ware wysheid is gegrond in die Here, soveel so, dat indien ons hom nie ken nie, ons ook geen wysheid kan hê nie. Daar is nie wysheid om te hê buite die Here nie, en buite sy woord nie. En indien ons hom nie volg nie, ons ook nie in die weë van wysheid kan wandel nie. Jy kan die twee nie van mekaar skei nie. Of jy die Here en saam met dit gaan wysheid, of jy nie die Here nie, en jy is 'n absolute dwaas. Jy kan die twee nie van mekaar skei nie. Wysheid en die Here gaan hand aan hand en is een. Die weg van die Here is 'n nou pad. Die weg van wysheid is 'n nou pad. En soos ons gesien het, al die eienskappe van die Here word aan wysheid self toegereken. Hoekom? Want wysheid vind sy oorsprong in die Here en in die Here alleen. Jy kan nie in wysheid wandel as jy nie saam met die Here wandel nie. Punt, klaar en verby. Dit is onmoontlik. Maar al is die poort nou en al is die weg smal, dit is nie moeilik om dit te kry nie, of om te weet waar hierdie nou pad is nie. Want soos ons laasweek gesien het, die wysheid is oral te vind. Dit is nie moeilik om dit te kry nie. Dit is maklik om te weet waar die nou en smal weg is, want die woord is nie onduidelik daaroor en waar dit is nie. Die probleem is net, ons verkies die eenvoudigheid. Dit is die probleem. Dit is nie moeilik om te weet waar die nou pad is nie. Dit is moeilik om op hom te gaan. En daarom word die vraag gevra in vers 22. Hoe lank sal julle eenvoudiges die eenvoudigheid lief hê? En die feit dat die vraag gevra word, hoe lank, verwys na die feit dat daar wel 'n tydlimiet is aan die genade van die Here. En hierdie is ooglopend wanneer ons kyk na die res van hierdie hoofstuk en wanneer ons kyk na die res van die woord. Want soos ons lees in Jesaja 55 vers 6 tot 7 daar staan, soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes en laat hy hom tot die Here bekeer. Dan sal hy hom barmhartig wees en tot onze God, want hy vergeef menigvuldiglik. En die realiteit is, die Here se genade aan die wat hy tot bekering roep en aan die wat hy sy wysheid wel bekend maak, is nie ewigdurend nie. Dit hou nie vir ewig aan nie. Soek die Here terwyl hy nog te vind is. Die roep van die Here, en dis ook die roep dat ons die eenvoudigheid sal laat staan om die wysheid aan te gryp, hou nie vir ewig aan nie. En daarom lees ons in die opvolgende verse, vers 24 tot 27, omdat ek geroep en julle geweier het. Ek my hand uitgestrek en niemand geluister het nie. En julle al my raad nie opgevolg en van my teregwysinge nie wou geweet het nie. Daarom sal ek ook lag by julle ondergang. Ek sal spot as julle verskrikking kom. As julle verskrikking kom soos 'n onweer en julle ondergang soos 'n stormwind aankom, as benoudheid en angs julle oorval. Menende die Here roep vir 'n beperkte periode van tyd. En hy vra, hoe lank sal julle eenvoudig is, nog die eenvoudigheid lief hê? Maar dan kom daar 'n tyd waar dit te laat is om te antwoord. En soos die skrif dan ook sê, aangesien julle al my raad nie opgevolg en van my teregwysinge nie wou geweet het nie, daarom sal ek ook lag by julle ondergang en ek sal spot as julle verskrikking kom. En is dit nie presies wat so gereeld in die woord gebeur en wat ons so gereeld in die woord lees nie? Die onverstandige maagde, waarvan ons lees in Matteus 25, hulle het aan die slaap geraak, toe die bruidegom getal het met hom te kom. En toe hy kom, was hulle nie reg nie, en het nie genoeg olie gehad nie. En hulle vra toe natuurlik vir die verstandige maagde, of hulle dalk van hulle olie kan kry. En ons lees dan in Matteus 25 vers 9, maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. Maar soos ons weet, was daar toe nie genoeg tyd nie. Want toe hulle teruggekom het, nadat hulle olie gaan koop het, toe die bruidegom klaar gekom, en die deur was klaar gesluit.
Die tyd was verby. Hulle tyd het uitgehardloop, want daar is 'n bepaalde tyd en 'n beperkte tyd. Ons lees ook in Numeri 13 vers 1 en 2, en die Here het met Moses gespreek en gesê, stuur vir jou manne uit, dat hulle die land Kanaan, wat ek aan die kinders van Israel sal gee, kan verken. Van elke vaderlike stam moet julle een man stuur, elke een 'n owerste onder hulle. En daar het toe van elke stam een man gegaan, en hulle toe die land gaan verken vir 'n periode van 40 dae lank. En toe hulle teruggekom het, soos ons weet, het Josua en Caleb, of was Josua en Caleb die enigste twee, wat wel 'n goeie verslag van die land teruggebring het. En die konsensus toe onder die mense van Israel was, dat hulle nie na Josua en Caleb gaan luister nie, en so ook nie die land in beslag gaan neem nie. En hierdie standpunt wat hulle toe ingeneem het, wat die Israeliete toe ingeneem het, was natuurlik 'n groot gruwel gewees vir die Here. En die Here sê toe vir Moses, dat elkeen van hulle, behalwe Josua en Caleb, sal sterwe in die woestyn, en hulle sal nie in die beloofde land ingaan nie. En ons lees dan in Numeri 14 vers 39 tot 45 daar staan, en toe Moses hierdie woorde aan die kinders van Israel gesê het, menende dat hulle in die woestyn gaan sterf, en hulle sal nie in die beloofde land ingaan nie, hulle gaan vir 40 jaar in die woestyn wees, het die volk baie getreur, en die môre vroeg klaar gemaak, en op die top van die berg geklim en gesê, hier is ons wil optrek na die plek wat die Here gesê het, want ons het gesondig. Ons wil optrek. Maar Moses het gesê, waarom oortree julle tog die bevel van die Here, aangesien dit tog nie sal geluk nie? Moenie optrek nie, want die Here is nie in julle midde nie. Anders word julle verslaan voor julle vyande. Want die Amalekiete en die Kanaaniete is daar voor julle, en julle sal deur die swaard val, omdat julle van die Here afvallig geword het. Daarom sal die Here nie met julle wees nie. Nogtans het hulle vermetel gehandel om op die top van die berg te klim, maar die verbondsark van die Here en Moses het nie uit die laar gewyk nie. Toe het die Amalekiete en die Kanaaniete, wat in die gebergte woonagtig was, afgekom en hulle verslaan en hulle verstrooi tot by Horma. Hulle wou nie die beloofde land binne gaan nie. En die Here straf hulle toe en sê, julle gaan almal in die woestyn omkom. Nie een van julle gaan die beloofde land betree nie. Hierdie Israeliete besef toe dat hulle 'n fout gemaak het. En sê toe, maar hulle sal gaan. Ons het gesondig, ons bekeer, ons sal nou gaan. Ons is jammer. Maar die realiteit is, dit was te laat. Hulle kon nie meer gaan nie, al wou hulle, selfs al bekeer hulle. Daar was nie bekering vir hulle nie, want hulle moes na die Here geluister het die eerste keer, toe hy gepraat het, maar hulle wou nie. Die feit dat die Here sal lag, soos vers 26 van ons teks vir ons sê, by die ondergang van die wat nie na wysheid wil luister nie, en sal spot as hulle verskrikking sal kom. Dit beteken nie dat die Here genot daaruit kry, wanneer mense eerder die eenvoudigheid verkies bo die wysheid nie. Die Here vind nie genot daaruit nie. Die skrif sê tog vir ons in Jesegiel 33 vers 11, sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, gewis, ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Nou die Here wat spot en lag, verwys nie daarna dat hy genot vind wanneer mense nie bekeer nie. Dit verwys na die absolute vermetelheid om te dink dat ons die Here kan verontagsaam en daarmee kan wegkom. Dit is lagwekkend om te dink, nie op die snaakse manier nie, maar om te dink dat ons so vermetel kan wees. Deur om te sê, Here, ons sal later luister. Dit is lagwekkend om te dink dat ons so vermetel kan handel met die Here. En hoe kan ons 'n ander reaksie verwag? Indien die God van die heelal praat, die einste God wat die hele skepping gemaak het, die einste God wat ons gemaak het,
maar ons wil nie luister nie. Met ander woorde, wanneer ons die eenvoudigheid verkies, eerder as die wysheid wat so vrylik beskikbaar is. Ja, die Here is lankmoedig en hy is barmhartig, maar ons moet nooit dink dat ons sy lankmoedigheid en barmhartigheid van selfsprekend kan aanvaar nie, want dit mag dalk van korte duur wees. Dit is anders as wat baie kerke leer. Baie kerke leer, jy kan enige tyd terugkom na die Here toe, solank as wat jy lewe, stel uit, daar is altyd vir jou tyd om terug te kom. Dit is nie wat ons in die woord sien nie. Roep die Here aan, terwyl hy te vinde is, want hy mag dalk net vir 'n kort tyd te vinde wees. En dan mag dalk net 'n kort tyd van bekering wees, en die woord getuig daarvan. Ons sien in terme van die disippels wat uitgestuur was, dat die periode van bekering baie kort was. Hulle was uitgestuur na die omliggende dorpe en huise, en ons lees dan in Matteus 10 vers 11 tot 15, Jesus sê, en in watter stad of dorp julle ook al mag ingaan, ondersoek wie daarin waardig is, en bly daar totdat julle vertrek, en as julle die huis ingaan, groet dit, en as die huis dit waardig is, laat julle vrede daarop kom, maar as dit nie waardig is nie, laat julle vrede na julle terugkeer. En as iemand julle nie ontvang nie, en na julle woorde nie luister nie, gaan uit daardie huis, of daardie stad, en skud die stof van julle voete af. Voorwaar ek sê vir julle, dit sal vir die land van Sodom en Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag, as vir daardie stad. As die mense nie wou bekeer het nie, het hulle omgedraai en die stof van hulle voete afgeskit. Die Here het nie vir hulle gesê, bou dan eers verhouding met die mense nie, en nooi hulle eers gereeld oor vir 'n klomp braaie nie, of dat die disippels net moet aanhou, jaar in en jaar uit, want een of ander tyd sal hulle oë tog oopgaan nie. Nee, dis nie wat ons sien nie. Inteendeel, ons sien nêrens dit in die Nuwe Testament nie. Ons sien nêrens daardie vorm van evangelisering nie. Wat ons wel sien, is presies die teenoorgestelde. Naamlik, as die mense nie wou bekeer nie, het hulle omgedraai en hulle het die stof van hulle voete afgeskit, as 'n getuienis teen hulle. En dit is presies wat ons ook in Handelinge gesien het gebeur, met Petrus en Paulus se bedieninge. Ons moet nooit onder die indruk wees, dat die Here se offer om hom te volg, vir ewig aanhou nie, en dat ons sy lankmoedigheid as selfsprekend kan aanvaar nie. Ons sal dwaas wees om dit te doen. En ons moet ook nie onder die indruk wees dat die Here meer lankmoedig geraak het onder die nuwe verbond, as wat hy onder die ou verbond was nie. Want God kan nie verander nie. God was lankmoedig onder die ou verbond, hy is lankmoedig onder die nuwe verbond. Maar ons moet nie dink hy het meer lankmoedig geraak nie. Roep die Here aan, terwyl hy te vinde is. En hierdie sentiment word vir ons bevestig in Hebreërs. Die skrywer van Hebreërs waarsku gelowiges. En hy sê in Hebreërs 3 vers 12 tot 15, sorg daarvoor broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou. Maar waarop baseer die skrywer van Hebreërs hierdie begrip? Dat ons moet aanhou vashou. En as ons gaan afvallig raak, dan gaan ons harte verhard word en dan is ons weg. Waarop baseer die skrywer van Hebreërs hierdie begrip? Ons lees verder vanaf vers 15. Omdat daar gesê word, en dan haal hy van die Ou Testament af, van vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering nie. Wie was dit dan wat gehoor het en hom verbitter het? Was dit nie almal wat onder leiding van Moses uit Egipte uitgegaan het nie? En op wie was hy 40 jaar lang vertorend? Was dit nie op die wat gesondig het, wie se lyke in die woestyn geval het nie?
En dan wie het hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsaam is. En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Soos ons vroeër gesien het, selfs het hulle nadat hulle bekeer het, selfs nadat hulle ons sal opgaan, deur die ongeloof kon hulle nie ingaan nie. Die skrywer van Hebreërs baseer sy argument op die skrif wat ons nou gelees het. Daar is nie 'n verskil tussen God, die God van die ou verbond en die God van die nuwe verbond nie. Die gelowige moet seker maak dat ons geloof onwrikbaar vashou. En dat ons mekaar moet vermaan, elke dag solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Wat beteken dat ons kan verhard word? Hoekom sê die skrywer so? Want die ongehoorsame Israeliete het verhard geword. Want hulle wou nie die beloofde land binnegaan nie. En selfs nadat Moses vir hulle gesê het, wat hulle straf gaan wees, en hulle self wou bekeer, en die land daarna wou binnegaan, was daar nie geleentheid vir hulle gemaak om dit te doen nie. Inteendeel, hulle het omgekom. Die skrywer van Hebreërs verwys terug na iets wat gebeur het onder die ou verbond, om 'n waarskuwing te gee aan die mense onder die nuwe verbond. Let wel, hy verwys terug na iets wat gebeur het onder die ou verbond, om mense te waarsku wat nou onder die nuwe verbond is. Hoekom? Want die waarskuwing is nog steeds van pas. En hoekom kan hy dit doen? Want God kan nie verander nie. Die poort mag dalk nou wees, en die weg mag dalk smal wees. Maar dit is nie moeilik om te weet waar dit wel is nie. Die weg na die ewige lewe is ooglopend, en die wysheid is oral te vind. Die vraag is bloot, hoe lank sal julle eenvoudiges die eenvoudigheid lief hê? Dis die vraag. Maar daarom ook, wanneer ons hierdie teks lees in Spreuke, kan ons nie onsself berus in die feit dat Spreuke daarom ten minste net in die Ou Testament staan nie. Want dit is 'n waarskuwing waarop ons moet ag gee, ongeag of ons onder die ou verbond is en ongeag of ons vandag onder die nuwe verbond is. En daarom moet ons ook ag gee op die waarskuwing, soos ons dit dan lees in ons volgende verse van Spreuke 1, waar ons lees vanaf verse 28 tot 32, dan sal hulle na my roep, maar ek sal nie antwoord nie. Hulle sal my soek, maar my nie vind nie. Omdat hulle die kennis gehaat en die vrees van die Here nie verkies het nie. Van my raad nie wou weet nie. Al my teregwysinge verag het. Daarom sal hulle eet van die vrug van hulle wandel en versadig word van hulle planne, want hulle eie afkeerigheid maak die eenvoudiges dood en hulle eie sorgeloosheid rig die dwaase te gronde. Hierdie waarskuwing is net soveel van toepassing op ons as wat dit was vir die mense onder die ou verbond. En die skrywer van Hebreërs bevestig dit. Inteendeel, dit is meer van toepassing op ons, aangesien ons 'n voller openbaring as hulle ontvang het. Want soos ons ook lees in Hebreërs 2 vers 1 tot 4, daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het, hoe sal ons ontvlug, as ons so 'n groot saligheid verontagsaam, wat nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is, deur die wat dit gehoor het, terwyl God ook nog saam getuig het, deur tekens en wonders en allerlei kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil. Menende, as die mense onder die ou verbond 'n regverdige oordeel ontvang het, sê die skrywer van Hebreërs, en hulle 'n regverdige oordeel was, hoeveel te meer nie ons, wat 'n voller openbaring van Jesus Christus ontvang het nie. Daarom moet ons des te meer ag gee, sê hy van ons, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Laat ons nie die eenvoudigheid lief hê nie, maar eerder ag gee op die woord van wysheid, wat nie moeilik is om te vind, of moeilik is om te verstaan nie. Terwyl ons ook besef dat om die waarheid uit te stel,
en om te wag om die waarheid of die wysheid aan te neem, nie wys is of veilig is nie. Die wysheid is oral beskikbaar. Ons het dit in die palm van ons hand. Laat ons besef dat om die waarheid en die wysheid van die Here uit te stel, dit is nie wys nie, en dit is definitief nie veilig nie. Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering nie. Ons moet groei in heiligheid. En heiligheid is definitief iets waarin ons elkeen moet groei, en ons kan daarin groei. En ons gaan aanhou groei in heiligheid, tot die dag wat ons doodgaan. Heiligheid is iets waarin ons konstant groei. Ons groei daarin. Ons gaan dit nie van dag 1 af reg kry nie, en ons gaan dit nooit reg kry nie. Maar ons gevaar is, dat ons geneig is om te sê, dat ons nog sal groei in heiligheid, terwyl ons eintlik bedoel, ek weet wat reg is, ek wil dit net nie doen nie. Ons sê ons sal nog groei in heiligheid, maar wat ons eintlik bedoel is, ons ken die wysheid, ons wil dit net nie doen nie. Om te weet wat reg is, maar ons wil dit nie doen nie, is nie 'n geval van ons wat nog moet groei in heiligheid nie. Dis 'n geval van ongehoorsaamheid. Dis nie ons wat nog moet groei in heiligheid nie. Want ons weet klaar wat reg is, ons moet dit net doen. Om die waarheid en wysheid te hê, en om te weet wat die regte ding is om te doen, maar ons antwoord daarop is, maar ek is nog nie daar nie. Is nie heiligmaking nie. Dit is ongehoorsaamheid. Om voorbeelde te gee, ek weet dat ek die Sabbat moet heilig, maar ek is nog nie daar nie. Ek weet meeste mense, of meeste goed op TV is gemors, maar ek is nog nie daar nie. Ek weet ek moet daagliks my kinders onderrig in die woord, maar ek is nog nie daar nie. Ek moet nog groei in heiligheid. Hierdie is nie deel van ons groei van heiligheid nie. Want die wysheid is beskikbaar. En ons weet wat reg is. Ons weet waar ons moet wees. Ons weet wat dit is wat ons moet doen. En ons weet wat dit is wat ons nie moet doen nie. Maar wat antwoord ons? Ons is nog nie daar nie. Maar die realiteit is nie dat ons nog nie daar is nie. Die realiteit is, ons wil nie daar wees nie. Dit is nie groei in heiligheid nie, dit is ongehoorsaamheid. Dit is nie dat ons nog nie daar is nie, ons wil nie daar wees nie. Ons ken die waarheid, ons verwerp dit net. Hoekom wil ons nie daar wees nie? Want ons het die eenvoudigheid lief. En die wysheid wat tot ons beskikking is, wil ons nie hê nie. Want dit is eenvoudiger waar ons nou is. Hierdie is 'n waarskuwing vir die wat nie na wysheid wil luister nie. Terwyl dit ooglopend is wat die regte en wyse ding is om te doen. Maar om af te sluit, soos ons laaste vers vandag dan ook sê, vers 33. Maar, die wat na my luister, sal veilig woon en gerus wees teen die skrik vir die onheil. En wat 'n wonderlike belofte is hierdie nie, van die Here nie. Wat 'n gemoedsrus kan ons nie hê in die Here nie, indien ons wel na die wysheid van sy woord luister nie. Hoeveel gemoedsrus kan ons hê nie, hoeveel vrede kan ons hê nie. En wat 'n belofte is hierdie daarom nie, wat die Here vir ons gee nie. Die wysheid is daar. Dit is toeganklik vir ons. Ons hoef nie hard te soek om dit te vind nie. Dit is maklik verkrygbaar. Al wat ons moet doen, is om die waarheid en die wysheid meer lief te hê as die eenvoudigheid. Dit is al wat ons hoef te doen. En wanneer ons luister, sal ons veilig woon en gerus wees teen die skrik vir die onheil. Ons sal veilig woon en ons sal gerus wees. Ons hoef nie daarvoor te werk nie. En ons hoef dit nie te verdien nie, want ons kan dit in elk geval nie verdien nie. Ons kan nie hierdie seëninge en rus van die Here verdien nie. En ons kan weet dat die Here se gebooie ook nie swaar is nie. Inteendeel, sy gebooie is lig. Ons hoef bloot net te luister na die wysheid van die woord en die wysheid liewer te hê as die eenvoudigheid.
En die Here is nie huiwerig dan om al sy seëninge op ons as sy kinders uit te stort nie. Inteendeel, hy seën ons in oorvloed met elke geestelike seëning, sê die woord vir ons. En soos die woord sê, daar is geen aanneming van die persoon by hom nie, menende hy gee aan sy kinders vrylik, ongeag wie of wat hulle is. Die vraag is dan nie, hoe lank sal ons die eenvoudigheid nog lief hê nie? Die vraag is eerder, hoe kan ons die eenvoudigheid nog enigsins as 'n opsie oorweeg? Terwyl die Here sy wysheid so vrylik aan ons openbaar en hy reg staan om ons in oorvloed te seën wanneer ons wel die wysheid aanneem. Hoe oorweeg ons dan nog eers die eenvoudigheid? Psalm 112 vers 1 tot 8 sê, welgeluksalig is die man wat die Here vrees. Wat 'n groot welbehae in sy gebooie het. Sy nageslag sal geweldig wees op die aarde. Die geslag van die opregtes sal geseën word. Oorvloed en rykdom is in sy huis. En sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid. Vir die opregtes gaan hy op as 'n lig in die duisternis, genadig en barmhartig en regverdig. Gelukkig is die man wat hom ontferm en uitleen, wat sy sake volgens reg besorg. Want hy sal nooit wankel nie. Die regverdige sal in ewige gedagtenis wees. Hy vrees nie vir slegte tydings nie. Sy hart is gerus, vol vertroue op die Here. Vas is sy hart. Hy vrees nie, totdat hy op sy teestanders neersien. Om die wysheid te verwerp en om die eenvoudigheid lief te hê, beteken ons verwerp hierdie seëning van die Here. Hoe dwaas moet ons dan nie nog wees, indien ons die eenvoudigheid nog enigsins as 'n opsie oorweeg nie. Dan moet ons regtig absolute dwaase wees. Mag die Here ons dit gun, dat vandag as ons sy stem hoor, ons nie ons harte verhard nie, maar dat ons sal ag gee op die woorde van wysheid, wat hy so vrylik aan ons gee. En prys die Here vir sy goedheid en genade, dat hy soveel seëninge op ons uitstort, indien ons wel die wysheid aanneem. Psalm 84 vers 12 tot 13. Want die Here God is 'n son en skild. Die Here sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtigheid wandel nie. Hy sal sy goeie nie van ons af terughou nie. Here van die leerskare, welgeluksalig is die mens wat op U vertrou, en mag ons op hom vertrou. Amen. Kom ons sluit die oë. O Here, wat 'n wonderlike en absolute bo ons verstand God is U nie. Dat U soveel seëninge vir ons inhou, soveel skatte wil ek sê vir ons het, Here, wat U vrylik op ons uitstort, Here. O Here, hoe kan ons die seëninge eers begryp, Here? En dat U goedheid nie weerhou van die wat U volg en in die vrees van U wandel nie. En Here, laat U ons beloof dat dit met ons sal goed gaan. Here, hoe kan ons dan anders as om U wysheid aan te neem? Ek bid, o Here, dat U met ons sal wees, dat ons dit wel sal aanneem, Here, want ons is maar 'n nietige klomp mense. Ons is stof en as, ons is hardkoppig, ons is wederstrewig, ons harte neig nie na U toe nie, indien die Gees nie ons harte na U toe draai nie. En Here, ons het ook 'n begeerte van wysheid uit ons natuurlike gevalle natuur nie, Here. Maar Here, mag die Gees in ons harte werk, dat ons wel 'n honger het vir die woord, 'n honger het vir wysheid, 'n honger het om U te volg, Here. Maar ook, Here, dat ons nie sal verskoning maak wanneer ons nie doen nie. Dat ons nie sal sê, maar ons sal dit nog doen nie. Of ons sal nog daar kom nie.
en dat dink dat dit deel is van ons heiligmaking nie. Here, mag ons ongehoorsaamheid nie 'n verskoning wees vir ons heiligmaking nie. Maar mag ons ongehoorsaamheid om die naam noem. En mag ons die volg volgens die woord. Nie omdat dit binne ons vermoë is nie, maar omdat die genade groot is en nie ons daardie vermoë gee deur die krag van die Heilige Gees. En daarom bid ons, Here, dat die Gees in ons harte sal werk. Draai ons harte na U toe. Wetende ook, Here, dat ons nie U genade en barmhartigheid van selfsprekend moet aanvaar nie. Ag Here, lei ons in dit. Wees met ons en wees ons genadig. In U naam alleen vra ons dit. Amen.